This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, yes, it's in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way with me. Lord, have your way with me. Lord, have your way with me. Dankie Here dat ons nou u troon kan nader, daar waar u heers oor hemel en aarde. Gees van God, kom help ons dat ons nou op u sal fokus, u woord, die inspraak van die Heilige Gees. Maak ons geestelike ore en oë oop,
dat ons hierdie woord kan verstaan. En o Here, help ons dat hierdie woord permanent in ons binneste gestoor sal word. Onuitwislik. En dat ons na vandag kan sê, Here, ons ken U net nog meer. U is 'n wonderbaarlike God. U lewe en ons lewe deur U Gees. En ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Julle gerus sit, gemaklik wees. Ek sal 'n goeie vader wees vandag vir julle. Die tema van vandag gaan oor, bring jy tans Christus in alles in jou lewe in. Die teksgedeelte kom uit Prediker, Ecclesiastes, en daarvan af die 12de vers van Ecclesiastes 4, Prediker 4. En vers 12 begin so. Hy sê teen alleen, een alleen, nie teen, een alleen kan oorweldig word. Twee saam kan weerstand bied. 'n driedubbele tou breek nie maklik nie. Die Engels sê, a threefold cord is not quickly broken. Toe die gedagte by God kry, toe besef ek, die goddelike drie-eenheid is God die Vader, God die Seun, Jesus Christus en sy Heilige Gees. Threefold. 'n drievoudige goddelike eenheid. Maar as teksgedeeltes wat ek vir jou wil uitlig, want dit gaan nie net nou oor hierdie gedagte van Vader, Seun en Heilige Gees. Dit gaan oor die energie, die effek en alles wat daarmee gepaard gaan. En kom ons kyk na Johannes 5. Johannes 5 is eintlik so 'n inleiding tot die res wat soveel gekompakteerde inligting het. In Johannes 5 vers 19 sê die volgende: Toe het hy hom verweer, dis nou Jesus, en vir hulle gesê, dit verseker ek julle. So hierdie is soos 'n verklaring, soos 'n beëdigde verklaring. Ek verseker julle, die Seun wat hy is, kan niks uit sy eie doen nie. Nou kan ek vanoggend vir jou vra, wie dink jy is jy? Kyk, jy kan dink, jy kan dit sonder die goddelike drie-eenheid doen. Want Jesus sê, hy self kan dit nie op sy eie doen nie. Ek wil verder gaan, hy sê, hy doen maar net wat hy die Vader sien doen het. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun. Ek dink dit is so maklik verstaanbaar as wat kan kom. Maar in daai selfde gedagte herhaal hy hierdie gedeelte in dit op vers 30. Nog steeds Johannes 5. Hy sê, uit my eie kan ek niks doen nie. Ek oordeel soos ek dit van die Vader hoor en my oordeel is regverdig. Omdat dit nie my wil is nie, maar sy Vader se wat ek nastrewe, maar die wil van hom wat hy my gestuur het. Dis so duidelik soos daglig. So kom ons blaai net so 'n bietjie aan, want ek wil hê jy moet werklik waar oortuig wees. Ek praat nie vandag strooi nie. Hoofstuk 12. Hoofstuk 12 sê die volgende, en
vers 49, net voor hoofstuk 13 begin. John 12, verse 49. Jesus sê, ek het nie uit my eie gepraat nie. Maar juist die Vader wat my gestuur het my opdrag wat ek moet sê en wat ek moet praat. Opdrag. Het jy al so ver gekom dat jy kan sê, weet, dit wat ek nou sê, weet ek, het God aan my opgedra. Dit kom nie uit my eie uit nie. Daar is so woeling tussen die kinders van die Here. Die een sê, hoe seker is jy die Here het vir jou gesê om vir my te sê? Ons hoor dit toch nog, hè? Of hoor net ek dit? Hoe seker is hy? As hy vir my iets wil sê, sal hy dit vir my self sê. Ons kan nie hierdie ding in 'n boksie sit en sê, dit werk net so nie. Want hy boodskappers. Hy kies 12 en hy sê vir hulle, gaan sê vir hulle, ek sê. Hy kies 70, hy sê vir hulle, gaan sê vir hulle, ek sê. Hy sê vir sy disciples voor hy opgevaar het hemel toe, luister hier, gaan leer hulle wat hy gesê het. So ek is baie versigtig om te sê, jy kan nie dit vir my sê nie. Veral as dit oor woord van God gaan. Kom, ons gaan net so 'n bietjie aan. Ons moet nog mag nie stil staan nie. Hoofstuk 14 is 'n amazing hoofstuk in die Bybel. John, nog steeds. John 14. Sê hom wel. Hy sê in vers 10, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en ek sy werke doen. The case is isolated. Ek kan dit nie beter opsom as dit so te stel nie. Ons kan glad nie 'n twyfeling hê dat alles wat Jesus gedoen en gesê het, die gedagte van God die Vader was nie. Dat dit nie die krag van God die Vader was nie. Nie die wysheid van God die Vader was nie. Jesus was die Seun wat kom manifesteer het uit die goddelike drie-eenheid en gesê, hier is ek, God met julle. Noem my Immanuel. Ek is die Messias. Daar is die hele tyd hierdie begeerte by Jesus gewees. En ek in hierdie hoofstuk 17 van Johannes so. En ek probeer my bes om elke dag dit in gedagte te hou. Johannes 17 gaan ek net vanaf vers 20 met julle hanteer. Die res is huiswerk. Jesus is in 'n intense gebed teenoor God die Vader. Jesus bid tot God die Vader die volgende. Hy sê, vers 20, ek bid egter nie net vir hulle nie. Hy praat nou van sy volgelinge, maar ook vir die wat deur hulle woorde hulle het iets verander gaan sê wat God vir hulle gesê het om te gaan sê. Die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Vers 21. Hy sê, ek bid dat hulle almal een mag wees. Net soos U,
Vader in my is en ek in U. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Is dit nie amazing nie? Vers 22, hier kom die bonus. Hy sê, die heerlikheid wat U my gegee het ek ook aan hulle gegee. God het vir sy disippels sy glorie gegee, sy heerlikheid. En dit het hulle pay forward, soos die Engels sal sê. Hulle het dit aangeskuif na die toe wat hulle ook na die Here toe gelei het. Wat? God se heerlikheid, sy glorie, sy alles. Jesus bid hierdie goed. Jy moet dit onthou, jy mag dit nie vergeet in jou agterkop nie. Hy sê, hy gee dit vir hulle. Hoekom? Sodat hulle een kan wees. Nee, pastoor, maar wie wat, met daai een kan hy nooit in 'n eenheid wees nie. Ja, want jy doen dit met die vlees. Of daai een probeer met sy vlees jou afsit. Net deur die Gees van God kan 'n eenheid gevorm word. Niks anders nie. Vers 23 sê, ek in hulle en hy in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet, en net soos U my liefhet. Jy sien, hierdie is God-like. Dis soos ons raak almal dieselfde. Elkeen met sy eie streke en talente. Maar die missie, die attitude, raak soos Jesus in. Hy sê in Romeine 12, verander my gedagtes, my attitude, daily, my goals, my alles. Vers 24, Vader, ek wil graag hê, dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees. Hy sê dit, soos, jy mag dit nie mis nie. Dis so amazing, hierdie eventuele ewigheid, jy mag dit nie mis nie. Want hy gaan verder nie, so hy sê, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van hierdie wêreld liefgehad het. Kry 'n mind shift. Dis al wat ek vir jou sê. Kry 'n mind shift oor jou ewigheidsdoel. That's it. Jy kan nie sonder hierdie goedjies afhaal of skuif of niks. Want hier kom 'n groot wet. Nou lyk niemand dit. Jy sien as daar 'n wet kom, dan staan almal se hare op hulle reg. Galasiërs 5 is vir die Gentiles. Ek en jy. Is nie een nood hier tussen ons. Galasiërs 5 praat hiervan wat 'n rol die Gees van God in ons lewens moet hê. Ja, net so. Galasiërs 5:16 sê, wat ek bedoel, wie? Paulus, van waar? Wat God vir hom gesê het, gaan sê vir die ander. Hy sê, wat ek bedoel is, dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog
voor begeertes van julle sondige natuur nie. Ja, pastoor, ek is net mens. Ja, ek ook. En dan kom met al die ander gedagtes, dis huiswerk, van, jy mag dit nie, dit, nee? En dan kom hy verder, by die volgende gedeelte, en hy sê, wat? Vers 18, hy sê, maar, as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. As 'n ander wet. Daar's 'n ander opdrag. Daar's 'n ander voorskrif. Hy sê, dis eintlik maklik. Hy sê, volg my Gees. Die dag toe jy gesê het, jy volg my, toe sê ek, okay, hier is my Gees. Verniet. En hy sal jou lei. Hy is hier binne in jou. Hy is 'n persoon wat vir jou alles sal sê wat noodsaaklik en belangrik is. Ek wil 'n paar voorbeelde gebruik vandag. En dis nie wat ek uitgedink het nie. Ek is te eenvoudig. Julle almal ken dit. Wat is dit? Maak flex dra. Wat is 'n flex? Flex. Dis flex. Elektriese koord. Gewoonlik het jy dit gebruik om 'n lampie se koord te verleng. Maar onthou net een ding, moenie maak soos ek gemaak het nie. Ek wou een gehad het by my bedkopstuk. Maar hierdie kant by my ma se wasmasjien was die plak. Toe las ek so een in. En toe ek nou besef, maar ek moet nou die oorspronklike een knip om hom te verleng. Toe vergeet ek om die krag af te sit. Toe skiet hy kwak. En ek val terug teen my handkas. Amper lights out, hang ek daar. En die krag trip. Want daai tyd was nie 'n earth leakage nie. Dit was so arm. 2 sulke koper arms. En my ma se wasmasjien het net daar gaan staan. En sy kom daarin met die platriem in die hand en ek voel net, maar nou kom ek by. Nee. Want sy maak seker dat die floutes die Gees gaf. Sy sê, wat het jy gedoen? Ek sê, niks nie. En toe ek so kyk, toe lê die saaicutter daar, en hy het so 'n ronde gaatjie in. So dit. Gebrand. En ek het gelukkig aan my pa dit verduidelik, want dit was syne, dit was nie my ma se. Dis nie, dis ek en jy. Ek en jy. Of dis ek en Karin. Julle twee. Julle twee. Of dis jy en jou werknemers. Of is jy en jou kollega. I en jy. Ek en jy. Nee. Hierdie koord lyk anderster. Hier is 'n bruine wat eintlik in die ou tyd rooi was. En hierdie het blou geraak want hy was swart. En hierdie was groen. Nee. Groen en geel. Kan sien nie jonger as ek. Hy was toen ter tyd net groen. Nee grappies. Maar hier sit ek en jy en nog iemand. En dis Jesus, die Seun van God. As jy hierdie twee drade vat, wat een dink jy is veiligste? Die ene. Want hy het 'n earth. Ja. Dit maak dat jy gegrond raak in Jesus. Gegrond in Jesus. Gaan jy jou laat lei deur die Heilige Gees?
Daar staan 'n woord in Efesiërs 4:16. En dit staan net in die Amplified so. For because of him, the whole body, en dan the whole body verduidelik hy as the church in all its various parts, closely joined and firmly knit together by the joints and ligaments with which it is supplied. When each part, the power adapted to its need, is working properly in all its functions, grows to full maturity, building each up in love. Ek het nog nooit lekker koeksusters gebak. Maar ek gaan vandag probeer. Jy sien, ons probeer so vinnig dit en alles wat ons aanpak. Hy is redelijk sterk, want hy is 'n goeie draad, betou of koord of wat kan ons hierdie ding. Hy kom by van Happy en Lys af. Hy lê al 9 jaar en ons weet nog nie hoekom het ons dit nie gebruik het. Ek en jy. Maar weet jy hoekom is daar twis en onmin? Want dit is net ek en jy. Ek sê vandag vir jou, nee, as jy en 'n persoon iets wil aanpak, en jy besluit, maar luister, ons kies nou, maar wat ek ook al kies, sê jy, sal ek saam met die Here doen. En die ander party besluit dieselfde. En daai persoon weef en vat die raad van die Gees van God ook in die huwelik in. En so gebeur, jy sien, dit gaan nie werk. Asseblief, kom vleg die boek, suster. Jy sien, een party sonder die Gees gaan dit nie reg kry nie. Ek praat van selfs 'n werksbesluit. As jy dink om iets aan te pak en jy besluit, maar ek het my talent en saam met hierdie persoon gaan ek iets doen met nog 'n talent. En julle gaan nie na God se voorskrif toe oor wat die ideaal is nie. Dan sê ek vir jou, gaan dit 'n boggerop wees. Kyk as, pragtig miskien. 10/10. Jy moet toch net die koeksusters pak. Want ek het nog nie so koeksuster gewees. Die deel moet julle na kyk, nee. Ja. Maar jy kry die idee. Ek dink, as al twee partye ingeweef raak, saam met die Heilige Gees, saam met voorskrifte wat in die woord is, dan kan alle verhoudings eintlik werk. Geen amen nie. Ok, ek gaan weer probeer. Kom ons sê, jy wil iets aanpak, en ek sê dit vir jou oor en oor, en jy weet die ideale is, om deursigtig en eerlik te wees, want jy het in hierdie program en projek God se voorskrif ingeweef, dan moet dit werk. Ons kan nie sonder die Here suksesvol wees nie. Want as jy is kerk. As jy is kerk. En een of ander tyd, soos my ma gesê, dan gaan hy koek toeslaan. En dan val hy plat, Margaret. Dan wil niemand om heen nie. Dis ongelukkig so.
Hierdie teksgedeelte in die Amplified het op verskillende maniere van God na my toe gekom. Die een woord wat ek in 'n verduideliking deur die Gees gekry het, is dat hy werk ons aan mekaar vas met sy goue draad, soos wat jy sal hikel. Jy vat van hierdie ene bietjie en van daai een, en die Heilige Gees knoop hom vas. Weet jy wat bring dit teweeg? Filippense 4 vers 13. Jy bly stil. Wat sê hulle staan daar? Wat staan in Philippians 4 verse 13? Ernest? Geen nou antwoord nie. Wat staan in Filippense 4 vers 13? Hier is tot 'n vertaling wat sê, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Wat staan by jou? What's in your Bible, Ernest? What? Christ is the one who gives me the strength I need to do whatever I must do. Amen. I have strength for all things in Christ, who empowers me. I am ready for anything and equal to do anything through him, who, luister nou mooi, infuses inner strength into me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Jy moes nou opgespring getjopula het. Ek het eendag op 'n kansel 'n potjie gehad. En ek het 'n teesakkie gevat. Sterk teesak, so sterker seker as Joker. Want toe ek hom skaars in daai kookwater gesit het, toe raak die water donker. Because it infused the water. En ek wil sien hoe jy daardie water en tee sal kan skei. Dis daar. Die water is bekragtig met die flavour en die geur van die tee. Ek sê vandag vir jou, jy's bekragtig en geïnfuse met die krag van die Gees van God. En hy sê, dit is so intens, dat jy self-sufficient in Christ sufficiency is. Jy is so self-bekragtig en bekwaam gemaak deur God. En jy is deur die krag en bekwaamheid van Christus 'n ander wese. Dis nie moeite werd nie, waar nie. Daai. Ons kan nie sonder dit gaan nie. Want weet jy wat? Jesus het hom ook nie. Werklik, is dit nie amazing nie? Huh? Ek wil afsluit. Daar staan krag. Krag van God. Weet jy dat daai woord in Grieks is endunamos. Endunamos. Met ander woorde, hierdie krag, is
in jou ingesit, en net hy kan dit uithaal. Dit is so deel van jou. Dit is onskeidbaar. Jy kan dit nie split nie. Is dit hoe jy jou toekoms sien? Ek is 'n geesvervulde mens. Ek is met my hemelse Vader bekragtig. Ek kan alles doen deur dit wat hy kan doen. Dink aan 'n geestelike dimensie. Kyk net na 'n geestelike dimensie. Hy sê, jy is my ambassadeur hier. Alle krag en mag en gesag is aan my gegee, ek sit op die troon. En jy is gelink met my deur die Gees. En daar waar ek jou geplant het, kan jy laat veroorsaak dit wat ek bepaal hier op die troon. En jy stel 'n energie vry. Dis wat staan in Efesiërs 3 vers 20. Daai krag is sy krag, nie jou nie. Daai krag is nie 'n mensgemaakte krag nie, is sy krag. Doen nou ons krag. En ek wil dit herhaal. Die E-I-N voor dunamis beteken infused. Ek hoop jy gaan nie verby en sê, ek kyk nooit weer terug nie. Ek kyk nooit terug na enigiets nie. Maar ek gaan dit vir ewig en altyd onthou, want dit is Pinkster. Dis Pinkster. Niks anders nie. Dis Pinkster. Kom ons lei dit. Here Jesus Christus, kom help ons vandag dat hierdie boodskap so in ons binneste sal insmelt, dat ons nooit weer in die toekoms gaan twyfel in ons vermoëns nie. Want dit gaan nie oor ons vermoëns nie, dit gaan oor u vermoëns in ons, u bekwaamheid in ons, u krag en energie in ons. En Here, die wêreld daar buite maak ons moeg. Die vyand gebruik mense om ons moeg te maak. Maar Here, ons kom vanoggend en ons sê, Gees van God, kom stel u energie in ons beskikbaar en vry en laat dit infused word met hierdie liggaam. Dat u ons gaan ophef tot iets niets. 'n nuwe ambassadeur, 'n nuwe ambassadrice, 'n koningin en 'n koning, 'n prins, 'n uitgesoekte koninklike priesterdom. Dankie Gees van God dat u nou werk hier. En selfs wanneer mense dit op hierdie multimedia kanale luister in Jesus Christus naam, bekragtig almal nou in u naam Jesus Christus. Here, dat ons sal opstaan, dat ons vir niks of niemand sal soog behalwe u nie, maar dat dit 'n reverent fear is teenoor die goddelike drie-eenheid, nie 'n mensgemaakte ding nie. En ons bid dit en ons spreek dit in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan nou afsluit, ons gaan vir jou geleentheid gee om in die koninkryk van God te saai.